welkom terug by Shy 101. Soos wat julle gesien het voor die breek, ek het vir julle gesê dat ek gaan vir julle verduidelik wat morph beteken en julle voorstel aan al my slange. Morph beteken die gene van die slang wat gemeng is om hierdie tipe slang te maak. En dit is almal ball pythons, maar mens kry hulle in verskillende morphs en dit is kleure en patrone. Nou hierdie ene noem hulle 'n butter ball python. Nou hierdie slang van my is my grootste mannetjie wat ek het. Sy morph is 'n butter ball python. Dit lyk nogal, sy kleure lyk nogal soos botterkleur en sy naam is Cappuccino. En hy is die grootste ball python wat ek het. Hy is 'n volgroeide mannetjie. Hierdie is Rango. Sy morph is 'n normal, so as mens gaan begin by baie eenvoudige gene, dan is dit die tipe slang wat jy gaan kry. Sy kleure en sy patrone, as jy 'n normal gaan kry, dan is dit basically wat Rango is. Ek sal sê, jy moet eers bietjie navorsing doen oor die slangetjie wat jy wil koop en maak seker dat hy al goed eet en dat hy al ten minste 1 keer vervel het. En Rango, soos ek vir julle gesê het, eet baie goed en het al 'n hele paar keer vervel. Hy is nog baie klein, maar dit is 'n baie gesonde slangetjie en soos julle kan sien, hy is baie gewoond aan my want hy krul nie op in 'n balletjie nie. Mens kan sien hy is glad nie bang nie. So dit is 'n goeie teken. Hierdie is Bumblebee. Nou die naam ball python kom eintlik van dit af. Soos wat hy nou doen is hy rol in 'n balletjie in en sy kop is weggesteek om homself te beskerm. Want hy sal nie gaan om jou te byt of jou seer te maak nie. Hy kruip eerder weg. So ja, dit is sy naam, hy is Bumblebee. En hy is my nuutste slangetjie, so hy is nog nie gewoond aan my nie. Hy is nog baie skrikkerig. Hierdie is Bones. Dit is haar naam. Sy is 'n spider ball python. Sy is ook in 'n balletjie opgerol, maar mens kan sien dat sy is nie bang of ongemaklik nie, want haar kop is nie sommer binne in haar lyf ingedruk nie. Die interessante ding van 'n spider ball python is dat hulle kry 'n head wobble. Nou dit is 'n tipe van 'n, ek sal sê, 'n negatiewe ding wat veroorsaak word deur die gene wat met mekaar gemeng is en dit kan maak dat hulle sukkel om te eet. Want wat gebeur is hulle koppe maak so en dat as hulle lywe oplig, dan sal hulle koppe partykeer agtertoe gaan en dit is nou 'n manier om te sê dat jy is nou regtig rigtingbedinge, sussie. Want ja, daar's 'n voorbeeld. Dit wat sy nou doen, dit is veroorsaak deur die head wobble. Nou dit beteken nie dat daar's iets fout met haar of sy siek nie. Dit is maar net basically al die spider ball pythons wat jy sal kry, het 'n bietjie van 'n head wobble. Maar mens kry 'n minimum tot 'n maximum en so is bietjie erg. Hierdie is my gunsteling wyfie, haar naam is Savannah. Sy is 'n desert fire, dit is haar morph. Ek het haar 'n geskenk gekry by een van die breeders. Die desert fire se gene, met dit kan jy glad nie teel nie. So ek sal nooit wanneer sy volgroeid is met haar kan teel nie, wat baie hartseer is, want sy is 'n stunning slang, baie mooi. En ja, ek dink dit is nogal hoekom ek van haar hou, want sy is baie uniek. Haar gene, hoe sy lyk en ook hoe alles werk, dat ek nou nie met haar kan teel eendag nie. En dit is Savannah. Nou julle, hierdie is my babatjie. Hierdie is my gunsteling enetjie van hulle almal en dit was my eerste ball python. Hy is my liefie. Ek is baie lief vir hierdie slang. Sy morph is 'n baie mooi morph. Ek is nog steeds nie seker wat se een van die twee dit is nie, want die ou by wie ek hom gekoop het, sê dat hy is 'n coral glow. Ek het bietjie navorsing gedoen en as ek na hom kyk en as ek hom vergelyk met 'n banana wat ook 'n ander morph is, dan sal ek sê dat hy lyk vir my soos 'n banana, maar baie mense sê dat 'n banana en 'n coral glow is dieselfde ding. Ander mense sê weer dat dit is nie, maar ek gee nie regtig om nie. Dit is vir my nog steeds die mooiste slang wat ek het en die oulikste, sweetste slang wat ek het. Sy gesig is so cute
en hierdie is Night. Dit is sy naam. Dames en here, na die breek gaan ons bietjie slange voer.